om 'n storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 5 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Die storie van koning Midas. Koning Midas sit in sy skatkamer en tel sy geld. Oral om hom glinster goud, want Midas is een van die rykste konings in Griekeland. En vir hom is daar niks in die wêreld mooier of beter as goud nie. Skielik deur die venster sien hy 'n ou man onder 'n boom aan die slaap. Die vreemdeling roer en staan op. Hy is Silenus, lyfbediende van Dionysus, god van wyn. Midas voel geëerd om so 'n gas te hê, en hy gee Silenus 10 dae lank net die beste kos en drank, voor hy hom na Dionysus op die berg Olympus terugneem. Dionysus rus in sy wingerd. Hy lê en peusel aan 'n tros druiwe. "Ek is u baie dank verskuldig, koning Midas," sê hy. "Silenus is 'n liewe ou vriend, en u het hom baie goed behandel. Watter beloning wil u hê?" Midas weet dat Dionysus allerlei wonderlike dinge kan laat gebeur, en dadelik dwaal sy gedagtes na goud. Goud is wat hy wil hê. Goud en nog meer goud. "Ek wil hê dat alles waaraan ek raak, moet in goud verander," sê hy. "U wens word toegestaan, koning Midas, maar u sal u inhaligheid nog berou. Onthou my woorde." Midas is so opgewonde dat hy in sy koets spring om huis toe te galop en almal te gaan vertel. Toe sy voete aan die vloer van die koets raak, verander dit in suiwer goud. Midas gee 'n kreet van vreugde toe sy tuniek, sy mantel en sy sandale ook alles in goud verander. Toe hy tuis kom en aan die deure van sy paleis raak, verander ook hulle in goud. En toe hy die binnehof betree, verander die keie in goud. So ook die blom wat hy in die paleistuin pluk. Die blom verloor dadelik sy geur en kleur, maar Midas gee nie om nie. Hy sal dit vir ewig in sy skatkamer hou. Dit is kosbaarder as 100 tuinblomme. "Ek is ryk, ek is ryk. Ek is die rykste man in die wêreld," skree Midas vir sy dienaars. "As julle wil, sal ek julle almal ryk maak. Kyk, ek kan hierdie hele muur in goud verander, die hele paleis as dit daarop aankom." En hy klop sy perd vriendelik op die rug. Die perd se hoewe kletter eenmaal op die keie, toe is dit stil. So stil, soos 'n goue standbeeld. Midas stap na sy biblioteek. Hy stap stadig want sy goue klere begin baie swaar voel. Met sy vingers raak hy aan die rakke en perkamentrolle. Voor sy oë verander alles in goud. "Bring vir my kos," sê hy lachend vir 'n dienaar. Toe die dienaar weer inkom en die goue teëls, die goue suile, die goue papiere en die goue verf op die mure sien, gaan hy verstom staan. Hy sit die kos en 'n bakkie water waarin die koning sy hande kan was, voor Midas neer. Maar toe Midas sy vingers in die water steek, word dit soliede goud. En toe hy aan sy wyn proe, verander sowel die bokaal as die wyn in goud. Midas gryp sy dienaar se arm beet. "Wat gaan ek doen? Ek kan nie eet of drink nie." Die dienaar antwoord nie. Hy staar Midas met harde, goue oë
in 'n goue gesig aan. Papi, verander my waantjie in goud en my bakkie in my lepel. Die koning se jong seun en dogter hardloop met uitgestrekte arms by die kamer in. Midas probeer hulle waarsku, maar toe hulle hom begin omhels en soen, verander hulle in 2 goue standbeelde. Trane val uit sy oë. Dink, dink, dink. Die druppeltjies water val as klonte goud op die vloer. Midas is radeloos. Hy besluit om na die berg Olympus terug te keer. Maar teen die tyd wat hy daar kom, is hy rasend dors en honger en doodmoeg van die swaar goue klere wat aan hom hang. Wel, koning Midas, lag die klinkende stem van Dionysus. Het jy al genoeg goud om jou gierigheid te bevredig? Ek haat goud, sê Midas en sug wanhoopig. Waarom het jy ooit my lawwe wens toegestaan? Ek kan nie eet of drink nie en my arme liewe kinders het in suiwer goud verander. Ek smeek u, Dionysus, skud hierdie verskriklike vloek van my af. Dionysus lag toe hy sien hoe Midas in 'n enkele dag verander het. Maar eindelik kry hy hom jammer. Gaan na die Pactolus-rivier en was jou van kop tot tone, beveel hy. Midas staan langs die rivier en aarsel. Sal die modderige water nie ook in goud verander nie? Stadig kniel hy by die rivier en skep 'n handvol water. Hy laat dit deur sy hare en oor sy goue liggaam loop. Stadig val goudvlokkies in die rivier en gaan op die bodem lê. Keer op keer skep Midas hande vol water en baai homself daarin tot hy nie meer goud is nie. En toe hy aan die groene gras op die rivierwal raak, word dit nie goud nie. Hy sien 'n kruik op die oewer lê. Hastig skep hy dit vol water en jaag na sy paleis terug. Daar giet hy die water uit op die 2 goue standbeelde wat vroeër sy kinders was. Skaars het hy dit gedoen, op sy seun begin weer klets asof hy nooit 'n goue standbeeld was nie. Sy dogtertjie sit haar arms om sy nek en soen hom. Kan jy die hele aarde in goud verander, papi? Vra sy. Stil nou, my skat, sê Midas. Moet nooit weer van goud praat nie. Ek wil nie weer goud sien nie. Kom, help nou vir my water uit die rivier skep. Ek gaan elke duim van die paleis afspoel. En hy doen dit ook. Eers sy dienaar, toe sy perd, toe die mure en die vloere, toe die suile, rakke en deure van sy biblioteek. Op die ou end lê die enigste goud in Midas se koninkryk in sy skatkamer. Afgesien natuurlik van die verspreide goudvlokkies op die bedding van die Pactolus-rivier. Oom Stoffel eet by 'n towenaar. Oom Stoffel is baie lief vir eet. Hy het al by baie mense geëet in baie dele van die wêreld. Hy het onder in 'n myn geëet en by 'n miljonair. Maar sy merkwaardigste ete was by 'n towenaar. Oom Stoffel het die towenaar een middag in die stad ontmoet, toe 'n klein mannetjie voor hom oor die straat probeer hardloop. As oom Stoffel nie die mannetjie aan sy kraag gegryp het nie, sou oom moeder hom omgery het. Die mannetjie bedank hom hartlik. "U moet volgende week by my kom eet," sê hy. Vir oom Stoffel lyk die mannetjie doodgewoon, behalwe dat sy ore nogal lank is en dat 'n klossie hare bo op elkeen groei. Sy naam is meneer Spitsken, en dit pas heel goed by die Spitsken.
Die volgende Woensdag gaan Stoffel na meneer Spitskin se huis. Moenie vra waar die tovenaar woon nie, want as jy hom gaan pla, kan hy hom dalk bloedig vererg. Net nou maak hy een van jou ore so groot soos 'n koolblaar of ruil jou linker en regtervoete om. Oom Stoffel klop by 'n doodgewone deur, maar toe hy binnekom, beland hy in 'n baie eienaardige kamer. Daar is 2 tafels. Die een is van koper met 'n reuse kristalbol bo-op. Die ander is 'n soliede blok hout met gate vir mense knieë uitgesny. En die lig kom van 2 plante wat aan 'n pot groei. Hulle is nie elektriese ligte nie. Oom Stoffel voel aan die een en dit is koud en sag. In plaas van muurpapier hang daar tapisserieë aan die mure. Dit beteken gordyne waarop allerlei prente uitgeborduur is. Oom Stoffel weet dat dit borduurwerk is, want hy voel in hulle. Maar hy dink daaraan dat dit 'n baie eienaardige soort borduurwerk moet wees. Want wanneer hy na die prente kyk, staan hulle stil. Maar sodra hy wegkyk en weer terugkyk, het hulle verander. Luister, sê meneer Spitskin. U word nie gou bang nie, né? Nie baie gou nie, antwoord oom Stoffel. Nou ja, dan sal ek my dienaar roep. Maar ek moet jou waarsku, hy's nogal raar. Toe hy dit gesê het, laat meneer Spitskin sy ore teen sy kop klap. Dit klink byna soos hande geklap, maar minder hard. Uit 'n groot koperpot in die hoek sien oom Stoffel iets tevoorskyn kom wat vir hom soos 'n groot nat slang lyk. Toe sien hy dat dit suier sit. Dis die tentakels van 'n seekat. Stadig kom die hele skepsel tevoorskyn en kruip teen die muur op. Toe gly dit al langs die plafon. Toe dit bo die tafel kom, anker dit die een arm met sy stewige suiers teen die plafon vas. Met die ander 7 arms haal dit borde en messe en vurke uit die laaie en dek die tafel. Dis Mendel, sê meneer Spitskin. Hy's veel beter as 'n kelner. Hy het meer arms. Nou ja, wat wil jy graag eet? Jy kan enigiets kry. Pampoenpastei, spinasiesop. Dankie, sop vir my asseblief. Oom Stoffel is glad nie verbaas om op te merk dat meneer Spitskin 'n pluiskuil dra nie. Maar hy vind dit nogal snaaks toe meneer Spitskin dit afhaal en 2 borde vol sop daaruit skink. Aha, ek dink ons het 'n bietjie room nodig. Kom hier, Trekkie. 'n Klein groen koetjie, amper so groot soos 'n konyn, hardloop uit 'n hok, spring op die tafel en gaan staan voor meneer Spitskin wat haar in 'n silwer roombeker melk. Die room is uitmuntend en oom Stoffel vind die sop besonder lekker. Wat is die volgende keuse? Vra meneer Spitskin. Ag, dit laat ek aan u oor. In die geval sal ons geroosterde vis eet, sê meneer Spitskin. En daarna kalkoen. Vang toe vir ons 'n vismendel en Pompeius, staan jy reg om dit te braai. Oom Stoffel hoor 'n geritsel in die kaggel en daar kom Pompeius tevoorskyn. Hy's 'n klein, vrolike draakie. Hy het op die brandende kole gelê en is rooi warm. Toe hy die kaggel klim, trek hy 'n paar vlamdigte laarse aan. Kom nou, Pompeius, sê meneer Spitskin. Hou jou sterk nie lig. As jy weer my tapuit brand, gooi ek koue water op jou. Toe voeg hy gedemp by, so sag dat net oom Stoffel hom hoor. Natuurlik sal ek dit nie reg daar doen nie. Dis baie wreed om koue water op 'n draak te gooi. Pompeius waggel op sy agterpote na die tafel en hou sy sterk in die lug. Oom Stoffel hou die draakie so aandagtig dop dat hy nooit sien hoe Mendel die vis vang nie. Maar toe hy weer na hom kyk, het hy dit klaar gekrap en hy gooi dit vir Pompeius. Pompeius vang dit in sy voorpote wat omtrent net warm genoeg is om kos te rooster. Mendel hou vir hom 'n skottel en hy bedien die vis kokend warm. 'n Draak kan baie nuttig wees, merk meneer Spitskin op. Beter as 'n hond wanneer benbrekers kom, né? Wel, weet u, meneer Spitskin, sê oom Stoffel 'n bietjie skaam. Pompeius is die eerste draak wat ek nog gesien het. Natuurlik, hoe dom van my. Maar miskien het jy reeds geraai dat ek 'n towenaar is. Teen die tyd voel Pompeius 'n bietjie koud.
Sy tande kletter en hy is maar bly om na die vuurerf terug te skarrel. Toe sit Mendel 'n groot gebraaide kalkoen op 'n porseleinskottel neer. Meneer Spitsken haal 'n pyp uit sy sak en blaas daarin. Uit die pyp kom 6 groot worse. Mendel bedien die groente, maar oom Stoffel weet nie waar hulle vandaan kom nie. Die sous kom uit meneer Spitsken se hoed. "Terwyl ons eet, sal ek 'n bietjie vrugte berei," sê hy. Hy staan op en tik met sy staffie op die hoeke van die tafel. Op elke hoek swel die hout op. Daarna kraak dit en groen lootjies skiet uit en begin groei. Terwyl hulle die kalkoen eet, verander die lote in klein boontjies met ryp, sappige vrugte. Een boom dra pragtige goue vrugte. "Mangoes," sê meneer Spitsken. "Die enigste ordentlike plek om 'n mango te eet is die bad," voeg hy by. "Hulle is morsig, hulle het 'n taai dop, sitjie en sagte binnegoed. As jy eers deur die skil is, spuit die sap op jou uit. Maar ek sal die een toer sodat dit nie spat nie." Hy sê 'n paar toerwoorde. Toe eet oom Stoffel die mango. Dit is heerlik. Later gee meneer Spitsken oom Stoffel 5 mangoes om huis toe te neem. Maar hy moes hulle in die bad eet, want hulle was nie getoer nie. 'n Ruk later skink meneer Spitsken koffie uit sy hoed. Terwyl hulle dit drink, praat hulle oor towerkuns, rugby en honde. Die tyd gaan gou verby, maar eintlik deel oom Stoffel sy gasheer mee dat hy nou moet begin huis toe gaan. Mendel gaan haal oom Stoffel sy jas en help hom om dit aan te trek. "Ek sal die huis toe neem," sê meneer Spitsken. "Maar as jy eendag tyd het, kan ons dalk die middag in Indië of China gaan deurbring. Laat my net weet. Nou moet jy asseblief op die tapijt staan en die oë sluit, anders word jy dalk duiselig. Dit gebeur dikwels met mense wat vir die eerste keer op 'n towertapijt reis." Hulle klim op die tapijt en oom Stoffel knip sy oë toe. Sy vriend deel die tapijt sy adres mee en klap sy ore. Oom Stoffel voel koue lug teen sy wange. Hy voel ook effens duiselig. Toe is die lug weer warm. "Maak maar die oë oop," sê meneer Spitsken. Oom Stoffel bevind hom in sy sitkamer in sy eie huis aan die ander kant van die stad. Aangesien die kamer maar klein is, kan die tapijt nie behoorlik neerstryk nie. Dit bly omtrent 'n halwe meter van die vloer af sweef. Oom Stoffel klim af en bedank die ou towenaar. "Goeienag," sê meneer Spitsken en skud oom Stoffel se hand. Toe klap hy weer sy ore en die tapijt verdwyn. Oom Stoffel bly agter. Al wat hy het om te bewys dat dit nie 'n droom was nie, is 'n lekker warm gevoel in sy maag en 5 mangoes. Brolloks en Bittergal deel 2. Eendag toe skoonlief al 'n groot meisie was, het daar mense naby ou Brolloks se spelonk kom woon. 'n Man het in daardie wille wêreld van berge en klowe en bosse 'n huisie vir hom en sy dogtertjie en sy seentjie gebou en grond vir tuine en saailande skoongemaak. Die kinders, Kosie en Rosie, was 'n tweeling. Omdat hulle mammie dood was, moes hul pappie vir hulle kook en was en stryk en boonop nog al die boerewerk buite doen, sodat hy maar swaar gekry het. Maar hy en sy kinders was gelukkig, want hulle het nie van Brolloks geweet en van geen stuk gevaar gedroom nie. Maar ou Brolloks hou hulle dop. Dikwels kruip hy soos 'n ongedierte deur die digte bosse tot naby hulle huisie om te loer of hy nie vir Kosie en Rosie kan vang nie. Ou Brolloks se mond water vir die 2 kinders, maar hy is bang vir hulle pa, wat fyn kan skiet met sy agterlaaier. "Wag maar," sê Brolloks en kners op sy tande. "Hulle dag sal kom. Wag tot hulle klere opraak en hul pa na die winkels in die verre wêreld moet gaan, dan sal ek hulle kry." En hulle klere raak ook op.
hoe hulle pappa ook al las en stop. Een oggend, dou voordag, maak hy hom gereed vir die reis na die winkels. Vir Kosie en Rosie gee hy genoeg kos vir die dag en vermaan hulle ernstig om nie uit die huis te gaan nie. Hy sal dieselfde aan terug wees. En toe sluit hy die voordeur van buite, steek die sleutel in sy sak en pak sy reis aan. Toe hy 'n hele eind van die huis af is, gaan sit hy op 'n stomp om sy oggendstukkie te eet. Hy sien die varings naby hom roer. Dink dit is net tinkies wat 'n nesie bou. Daar is egter niemand anders nie as Brollox wat hom dophou. En as Brollox moet Skoonlief doodstel. Want jy weet, hy sal vermoor as hy die geringste iets teen sy sin doen. En toe die man verder stap, sê Brollox vir Skoonlief: "Luister nou, ek gaan na die huis om die kinders te vang. Hou jy hier wag, en as al pa terugkom, steek jy daai droë bos aan die brand om my te waarsku." Kosie en Rosie speel soet in 'n luisie, toe hulle met eens 'n voetstap hoor en sien hoe die voordeurknop gedraai word. Rosie laat haar pop net so lê en Kosie los sy waantjie. Rosie begin huil en klou aan Kosie vas. "Toe maar sussie," probeer Kosie troos. "Miskien is dit pappa." "Nee, boetie, pappa kom eers vanaand en hy het mos die sleutel." Die voordeurknop word al wilder gedraai geruk en toe hoor hulle weer die voetstappe. En toe kyk 'n gesig deur die eetkamervenster. En wie se gesig sal dit wees? Die aaklige Brollox met sy baard in toue en klosse gekok en sy rooi oë en sy geel slagtande. Nee, dit is Skoonlief se pragtige gesig. Want Skoonlief het ou Brollox gekil. Al kos dit ook my eie lewe, het sy besluit, ek kan nie die arme broekies in sy hande laat val nie. Want soos Brollox het sy ook gereeld die kinders uit die digte bosse dopgehou. En sy het hulle lief gekry en wou hulle teen die bose Brollox beskerm. En daarom het sy die droë bos aan die brand gesteek en met 'n ompad na die huisie gehardloop. Toe Brollox die digte rook sien, het hy onder die naaste bos weggekruip om te wag dat die kinders se pa daar verbykom. Intussen het die pappie al verder weggestap, tot op 'n bergrug waar hy 'n oombliekie gerus het. En toe hy terugkyk, sien hy ver onder hom tussen die bome 'n stukkie van sy huis se dak uit die skoorsteen uitsteek. Dis ons huisie, sê hy met 'n glimlag. Ek moet opskud sodat ek gou weer by my kinders kan wees. Maar net toe hy haastig verder wil stap, sien hy digte rokke eind van die huis af uit die bosse optrek. Daar is onraad. Miskien is dit rowers of moordenaars. En my kinders het niemand om hulle te beskerm nie. En toe vlieg hy om en hardloop terug huis toe, op dieselfde oomblik toe Skoonlief by die eetkamervenster inkyk. "Môre kinders," sê sy met 'n glimlag wat so sonstrale by die huis inskyn. "Môre," sê Rosie en glimlag tussen haar trane deur. "Ek is jammer, maar ons kan tannie nie binne nou nie, want pappa is met die sleutel van die voordeur weg." "Nee, kinders, ek wil nie inkom nie, maar julle moet uitkom. Hier kom 'n vreeslike ou kwaaddoener aan en ek is nie sterk genoeg om hom te keer nie. Ek sal die venster oopbreek en julle in die bos gaan wegsteek." "Maar ons het pappa beloof ons sal nie uit die huis uit gaan nie," antwoord Kosie. "Maar jou pappa het nie van hierdie gevaar geweet nie. Die kwaaddoener sal die huis oopbreek en julle vang as ek julle nie help nie." "Nee, tannie, nee, ons kan nie ongehoorsaam wees aan pappa nie." En hoe Skoonlief ook al soebat en smeek, Kosie en Rosie hou vol. "Pappa het gesê ons moet hier bly tot hy terugkom." Die arme Skoonlief begin raadloos huil. In die volgende oomblik staan Brollox met sy lang mes oop langs haar. Hy's woedend. Hy het lank onder die bos gelê en wag, maar toe die pa nie terugkeer nie, het hy vir Skoonlief gaan soek, en toe hy haar nie kry nie, waar hy haar gelos het nie, het hy haar spoor gevat tot hier by die kinders. "So, né, grom hy. Jy het my bedrieg en die kinders probeer help, né?" En hy hak af om haar met sy mes morsdood te steek, maar sy spring weg, sodat hy agter haar moet aanhardloop. "Al in die huisie hardloop sy, want sy is bang as hy weghardloop, laat los hy haar en vang die kinders. Hy kan haar nie inhaal nie, want sy is jonk en hy is oud.
Kosie en Rosie kyk verskrik hoe die twee dan voor die voorste en dan voor die agterste vensters verby hardloop. Brollox word uit asem en begin Skoonlief met klippe bestook. En toe sien die kinders hulle pa se geweer teen die muur raak. Klim op 'n stoel om dit af te haal en dra dit saam na 'n venster. Kosie stamp eruit met die kof uit. Help jy vashou, Rosie, dan trek ek af as hy weer verbykom. En net toe Skoonlief weer verby is, hoor hulle hoe sy met 'n gil neerval. Brollox het haar met 'n klip raak gegooi. Brollox kom weer verby en Kosie trek die sneller. Brollox brul en die bloed stroom oor sy vuilbaard, maar hy's net gekwes. En nou is hy eers kwaad. Hy stamp die vensterlamp dat die ruite so spat dat hy begin inklim. En toe sy een been reeds anders, klip nog 'n geweerskoot op en hy slaan mors dood agteroor. Die voordeur word oopgesluit en die kinders vlieg in hul pappa se arms in. Hierna verpleeg Kosie en Rosie en haar pappa vir Skoonlief. Sy draai naby die dood om, maar na 3 weke kan sy opstaan. Nog 'n week later sit sy eenmiddag buite saam met die tweeling. Kinders, ek het julle baie lief gekry, maar dit word tyd dat ek vertrek. Ag nee, moenie weggaan nie, Skoonlief. As jy ons regtig liefhet, sal jy ons mamma word. Ja, Skoonlief, sê pappa toe hy met eens agter hulle verskyn. As ek gevra het, kon jy nog nee gesê het. Wat antwoord jy op die kinders se vraag? En net die volgende dag het al 4 van hulle deur die boswêreld en oor die berge na die naaste dorp gereis, waar Skoonlief met die kinders se pa getroud is. Julle kan deel 3 van Brollox en Bittergal op die volgende band hoor. Waldorf se ongelooflike reis. Op 'n dag sit Waldorf buite sy werkwinkel en wonder wat hy nou moet uitvind. Hy's 'n slim muis en hy het al talle merkwaardige masjiene ontwerp. Maar hy is ook baie verstrooid en dit veroorsaak oneindige moeilikheid. Omtrent alles wat hy doen loop verkeerd, net omdat hy so sleg onthou. Een keer het hy 'n seilboot uitgevind wat sy eie wind maak. Toe vergeet hy hoe om dit af te skakel en die boot blaas homself weg. Toe maak hy 'n elektriese piesangskiller. Maar hy het vergeet om die masjien te sê hoe 'n piesang lyk, toe skil dit alles wat voorkom. Eindelik, toe die aandal, kry Waldorf 'n plan. Hulle sê die maan is van kaas gemaak. Ek moet 'n ruimteskip bou en kaas gaan haal. Ek sal beroemd wees. Toe spring hy aan die werk. Hy leen dit hier en dat daar. Daardeur waag hy sy lewe, want mense wil hom nie altyd presies leen wat hy nodig het nie. Uiteindelik is sy masjien gereed. Toe die groot dag aanbreek, kom 'n paar vriende afskeid neem. Maar niemand het juis veel vertroue in die arme Waldorf nie. Selfs sy suster Katoo. Al werk die ding, Hy sê, sal jy vergeet waarin jy op pad is. Waldorf is baie gekrenk, Nee, ek sal nie. antwoord hy. Ek het 'n knop in my stert gemaak om my te herinner. Hy sluk 'n knop in sy keel weg en klim in sy magnifieke ruimteskip. Met 'n oorverdowende lawaai skiet die ruimteskip in die lug op en verdwyn buite sig. Dit werk. Sê hy by homself. Ek sal hulle wys hulle is verkeerd en ek sal nie vergeet waarheen ek gaan nie. Waldorf voel baie opgewonde terwyl hy stok alleen deur die ruimte zoom. Hy stel sy koers na die maan en dink daaraan hoe hy die skip se ruim vol sterk groen kaas sal pak. Toe hy aan kaas dink, word hy honger. Dis duidelik etenstyd.
Maar hoewel hy in die een kas na die ander soek, vind hy geen krummelkos nie. Ag, liewe land, Sug hy terwyl sy maagie rammel. ek het vergeet om kos saam te bring. Sonder kos en eensaam reis Waldorf maar verder. Dit is nou te laat om terug te draai. As hy dit doen, sal sy vriende sien dat hy misluk het en dit sal hy nie kan verdra nie. Hy reis al verder en terwyl hy reis, droom hy van rompekaas. Uiteindelik kom hy naby die maan. Nou raak Waldorf baie bekommerd. Van naby lyk dit nie eens kaaserig nie. Om die waarheid te sê, dit lyk maar taamlik onsmaaklik. Die ruimteskip stryk neer en Waldorf klim uit en kyk rond. Hy voel koud, honger en bang. Hy proe aan 'n stukkie slijmerige gras. Ga, Brom hy, en voel 'n bietjie siek. Mismoedig gaan sit hy op 'n rots. Skielik hoor hy 'n onaardse, lallende geluid. Piep Waldorf toe 'n trop rare, skrikwekkende skepsels van agter die rotse uitspring. Hulle gil afskuwelik. hey, Skree Waldorf, laat los my. maar die gremlins en maanrotte lag net en hou hom nog stywer vas. Sal Waldorf ontsnap en sy sending volbring? Die antwoord verskyn in deel 23. Timmertak vang 'n murgpampoen. Op 'n dag dwaal Timmertak by die kombuis in en vind ouma Kwas aan die kook. "Wag 'n bietjie," mompel sy. "Ek het 'n mooi klompie padda-eiers nodig. 'n Knypie grond en 'n paar vermolmde groen paddastoele. Heerlik." "Ga," sê Timmertak. "Wat noem ouma dit?" "Ek noem dit ouma Kwas se paperas. Moenie jou neus optrekkie, seun. Net die beste stukkies kom in my paparasies." Timmertak tel 'n lang, smal skottel op. "Dis 'n murgpampoenskottel." "O, ek het nog nooit 'n murgpampoen gesien nie. Hoe kook 'n mens dit?" Daar is 'n ondeende kyk in ouma Kwas se oog. "Kook? Jy moet dit eers vang," sê sy en giggel in haar mou. "Hoe lyk hulle?" vra Timmertak opgewonde. "Het hulle 6 horings, 3 oë en 'n houtbeen?" "Liewe land, wat 'n verbeelding. Nee, 'n murgpampoen lyk soos 'n groot vet wors en dis groen en geel. Sal jy vir my eene gaan vang?" "Ja, graag," antwoord Timmertak. "Dan maak ons dit vir ete gaar." "Hier's 'n kartondoos om dit in te vang. En vat daardie nare mak spinnekop van jou saam." Abigail, die towerspinnekop, loer by die venstertjie in Timmertak se hoed uit en probeer ouma Kwas toer. Maar teen die tyd dat sy 'n towerspreuk in haar boek begin soek het Timmertak alreeds 'n hele ent gestap. Hy vra al sy vriende of hulle al ooit 'n murgpampoen gesien het. Die sampioenman, wat op Doringkop woon, skud sy kollerige kop en die kieliebome in die vallei haal hulle skouers op. Net toe hy wil moed opgee, hoor hy 'n geritsel in die naburige bossies. Vinnig stel hy sy lokval. Eers maak hy 'n stokkie op die grond staan en sit die doos bo-op. Toe bind hy 'n stuk rooi tou aan die stok vas, gaan skuil agter 'n ou boomstomp en begin wag. Die geritsel in die bosse word harder en eindelik verskyn 'n groot groen en geel murgpampoen in die oopte. Dit waggel van kant tot kant. Toe stamp dit teen 'n boomstomp, beweeg agteruit en struikel oor 'n wortel. Eindelik kom dit na die lokval aan, al nader en nader, tot "Eet jou!" skree Timmertak, pluk die tou en laat die doos val.
Hy verwag harde krete. Hy verwag die kus moet spring en skud. Maar alles is stil. Versigtig stui sy oor op die doos. Help! Help! Skree skrilstemmetjies daar binne. Wat gaan nou aan? Timmertak lig die doos op. Daar is 'n paar dosyn mure op die murgpampoen. Ooh, pas op! Hardloop! Skree hulle almal. Toe maar, ek gaan julle nie seermaak nie, sê Timmertak. Ek wou net die murgpampoen vang. Die mure begin so hard lag, dat hulle byna bo van die pampoen afrol. Jy kan nie 'n murgpampoen vang nie, sê die leier van die mure. Dis 'n groente. Ons was besig om dit te dra. Iemand het jou vir die gek gehou. Toe onthou Timmertak hoe ouma gegiggel het. Hy bloos toe hy dink hoe laf hy was. Nou waarvoor het 'n klomp mure 'n murgpampoen nodig? Ons sal jou wys, antwoord die leier. Kom saam na Droomstroom. Al die mure klim op Timmertak se hoed en hy begin stap met die murgpampoen onder sy arm. Terloops, sê hy vir die leier. Wat is jou naam? Slimier. Hulle noem my dit omdat ek die slimste mier in Wikkelwoud is. Al die mure lag en Abigail skrik wakker. Gats, gil sy toe sy by haar deurtjie uitkyk. Ek is nie van plan om my hoed in 'n huis vir hawelose goggas te verander nie. En sy klap haar deur toe. Timmertak sien die mure se probleem toe hulle by Droomstroom kom. Weens swaar reën het die water al hoër gestyg tot die oewers byna oorstroom. En net langs die rivier staan 'n hoë muurshoop. O, julle wou die pampoen hê om die stroom te help opdam, sê Timmertak. Voor julle huis oorstroom word. Dis reg, sê Slimier. Dit was die grootste ding wat ons kon dra. Ek weet wie julle kan help, sê Timmertak en klop aan Abigail se deur. Loop, skree sy. Ek wil nie 'n spul mure in my huis hê nie. Maar Abigail, as jy kan help, kan die mure hier in Droomstroom bly, sê Timmertak en verduidelik die probleem. Nou, maar goed. En Abigail haal haar boek vol towerspreuke tevoorskyn. Aha, hier is dit, kondig sy aan en begin haar towerstafie swaai. Makiti, makiti, mokiti, moot, maak vir die muurshoop 'n vloeiende sloot. Dis nou om die water te laat wegloop, verduidelik sy. Die muurtjies gil toe 'n fonkelende blou towerstof bo hulle ontplof. Toe die stof wegvaai, lyk hulle verstom. 'n muurshoop het verdwyn. Waar is ons huis? Roep hulle. Wat het jy gedoen? Ag, ek moet versigtiger wees, mompel Abigail. In plaas van 'n vloeiende sloot, kry ek toe 'n vinnige boot. Die mure skarrel na die kant van die stroom en daar is die muurshoop binne in 'n groen bootjie. Abigail, jy skitterend, skree Slimier. Is ek? Ja, sien jy tannie? Ons sal ons nooit weer oor oorstromings hoef te bekommer nie. Ons kan in Droomstroom rondseil en anker gooi net waar ons wil. Hoeré vir Timmertak en Abigail, roep al die mure uit. Hoe kan ons julle ooit bedank, sê Slimier. Timmertak tel Slimier met sy vinger op. Daar is een ding wat jy vir my kan doen, sê hy en fluister sy plan. O, jy's terug, sê ouma Kwas toe Timmertak met sy kartondoos ingestap kom. Wel, het jy 'n murgpampoen gevang? Ja, ouma, ek het, antwoord hy en sit die doos op die vloer. Dit moet ek sien, giggel sy toe hy die doos oopmaak. Maar daar wag 'n verrassing vir ouma Kwas. Die pampoen spring uit en jaag haar in die kombuis rond.
potte en panne, emmers en besems word omgeskop. "Vat dit weg," gil sy en spring op 'n stoeltjie. "Vat dit weg." Eindelik stamp die pampoen die stoeltjie om en laat ouma Kwas agteroor in die paperas val. Timmertak en Abigail lag tot hulle rol, terwyl Slemier en die ander mure wegskarrel. "Wat is so snaaks?" snou ouma Kwas. "Haal my dadelik hier uit." "Ek onthou nou wat ouma gesê het," lag Timmertak. "Net die beste stukkies kom in ouma Kwas se paperas." En toe begin ouma Kwas harder lag as wat enige iemand in Wikkelwoud haar nog ooit hoor lag het. Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 5 stories uit my storiekas. Hulle is Brolloks en Bittergal deel 3, Die Veevlag, Goue Lokkies, Timmertak verjaar, Waldorf se ongelooflike reis deel 2. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, mooi bly.